Lees die Bybel, lees die Nuwe Testament en ek sal jou waarborg, jou liefde vir Jesus sal groei. Kom ons lees vandag uit Markus 10 vers 17 tot 21. Daar staan, net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken tog die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Ons weet natuurlik wat in die res van hierdie verhaal gebeur het, nê. Hierdie jongman was goed bekend met wat God in sy gebooie eis. En het jy opgelet, Jesus noem die gebooie wat sy verhouding tot sy medemens raak. En dan antwoord die jongman dat hy dit alles al van jongs af nagekom het. Dit was die tradisie in daardie tyd dat 'n jong Joodse seun op 12-jarige leeftyd die sogenaamde juk van die wet op hom geneem het. En dan het hy 'n seun van die wet geword. Hy was dan daarvoor verantwoordelik om alles wat die wet sê noukeurig uit te voer. En dit het hierdie man nougeset en baie pligsgetrou gedoen. Maar Jesus wou meer gehad het. Jesus wou gehad het die jong man moet hom volg. Maar hy het nie net nog 'n volgeling of nog 'n disipel nodig gehad nie. Jesus was op soek na 'n verhouding, nie na 'n slaaf nie. Want jy sien, die nakoming van die wet en die hou van gebooie is prysenswaardig, maar dit is nie tekenend van enige soort verhouding nie. As 'n man en 'n vrou trou, en sê nou daar was 'n boek met die 10 goue reëls vir 'n gelukkige huwelik, geskryf deur Dr. Phil of Tony Robbins of John Maxwell of een of ander guru, en hierdie man besluit dan, hy moet net hierdie 10 reëls pligsgetrou nakom. Beteken dit dan dat hy sy vrou liefhet? Kan daar enigsins sprake wees van 'n verhouding tussen hulle? Nee, beslis nie, want liefde is baie meer as die nakoming van reëls. En daarom moet jy besef, Jesus smag na 'n verhouding met elkeen van ons. Nie net dat ons 'n klomp reëls stiptelik moet nakom nie. Maar nou, wat het ons gelees in vers 21? Net voordat Jesus vir hierdie jongman vra of hy bereid sal wees om hom te volg, staan daar, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. En dit moet ons vandag onthou. Dit is altyd Jesus wat ons eerste lief het. Onthou jy Romeine 5 vers 8? Hy het ons al lief gehad toe ons nog sondaars was. Al wat die Here vra is dat ons hom terug sal lief hê. Kom ons vra hom nou om ons ook daarmee te help. Kom ons bid saam. Here, ons het U lief, maar ons wil U nog meer lief hê. Ons wil U dien en U volg, nie omdat dit in 'n reëlboek staan nie, maar omdat ons weet U het ons eerste lief gehad. Help elkeen van ons ook vandag om U terug lief te hê. Amen.